In 'n tyd waar die land deur natuurrampe en swak leierskap tot in die grond afgebreek word, is ook die sedelike en morele verval baie groot. God is so weggestoot uit elke deel van ons samelewing, dat ons vandag in alle opsigte die gevolge dra van 'n land wat hul rug op God gedraai het. Gelukkig is daar nog gelowiges wat eerlik en opreg 'n pad saam met die Here wil loop, en nie saamgaan met al die goddeloosheid nie. Volgens 1 Konings 19 vers 14 het die profeet Elia gevoel hy staan alleen, en dan sê die Here vir hom in 1 Konings 19 vers 18, daar is ook nog 7000 ander, hy is nie alleen nie. As Judas, die broer van Jakobus, 'n brief aan gelowiges skryf in 'n tyd waar die verval baie groot was, sê hy in Judas 1 vers 3 dat hy hom verplig voel om al aan te spoor om te stry vir die geloof. Dis wat nou moet gebeur. Ons wat nog vir die Here kies, moet nou stry vir ons geloof en God in elke deel van ons lewe en samelewing terugbring. In Nehemia 1 vers 4 tot 11 lees ons dat Nehemia baie ontsteld was oor die situasie in sy land. Hy het baie ernstig tot God gebid, sy eie sondes en die sondes van sy mense bely. Nehemia het dus nie na mense vir uitkoms gekyk nie, maar na God. En hy het gebid dat die Here 'n nuwe begin met ons sal maak, dat daar 'n omdraai na God sal kom. Is dit nie waar ons nou moet wees nie? Moet ons nie nou met ons hele lewe stry vir ons geloof en bid dat ons as land en volk sal terugdraai na die Here nie? Judas 1 vers 20 roep die gelowiges in hulle stryd op om te bid in die krag van die Heilige Gees. Kan die Heilige Gees ook vir jou help en leer om volgens God se wil vir ons land en sy mense te bid?